Broers en susters, kom ons word stil voor die Here. Ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Amen. Geliefdes, ons staan bekend as kinders van God. Ons is dit natuurlik ook. Ons hemelse Vader self het ons sy kinders gemaak. Dit is nou liefde as daar al ooit liefde was. Maar hierdie wêreld ken ons nie. Hulle weet nie wie ons regtig is nie. Weet julle hoekom? Hulle ken God nie. Mag God deur jou lewe vir die wêreld wys wie hy is. Ons lofsang aan die Here is lied 205 vers 1, 2 en 3 en lied 543 vers 1 en 3. Bring lof aan die Vader en Here Jesus, ek is klein. Kom ons sing dit as lofliedere tot eer van die Here.
Broers en susters, ons lees verder uit die brief van Jakobus. Ons gaan daarvan uit hoofstuk 3 vers 1 tot 12 lees vanoggend uit die boodskap uit. Voordat ons hand waag in die woord van die Here, kom ons sit net eers so, dan bid ons saam. Kom nou, brose mensie, draai jou rug 'n rukkie op jou alledaagse bedrywighede. Kom 'n oomblik weg van die chaos van jou gedagtes. Vergeet van jou sware sorge. Laat alles wat jou aandag verg 'n paar minute wag. Ja, maak jou los vir 'n afspraak met God en sê, Here, ek kom by U tot stilte. Ek rus in U, o Gees. Ek soek U aangesig, my God. Praat met my deur U woord. Amen. Broers en susters, dit was 'n gebed van Anselmus, hier baie lank terug voordat enigeen van ons was, en ek dink dit bly waar, mag die Here vanoggend deur sy woord met elkeen van ons praat. Ek lees dan uit Jakobus 3 van vers 1 af. Die opskrif hier is, sit 'n wag voor jou mond. My vriende, daar moenie te veel van julle wees wat die ander in die gemeente wil leer nie. Dit is 'n verantwoordelike werk. God stel strenger eise aan sulke mense. Wanneer hy ons finaal oordeel, sal hy die wat ander geleer het volgens daardie strenger eise beoordeel. Ons almal maak foute en sê verkeerde dinge. As iemand nooit 'n skewe woord sê nie, is hy volmaak. Hy sal geen probleem hê om ook in ander dinge wat hy doen reg op te tree nie. Dit werk soos die stuurwiel waarmee ek 'n hele kar beheer. As ek die stuurwiel draai die hele kar. Of kom ons neem 'n skip as voorbeeld. 'n Skip is massief, maar die roer waarmee die kaptein die hele skip stuur is baie klein. Net so is die tong maar baie klein in vergelyking met die res van die liggaam. As 'n mens egter begin praat, kom jy agter wat daar regtig in die tong steek. Die tong is soos 'n klein vuurhoutjie wat 'n groot bos aan die brand kan steek. As jy lelik praat, vloek, skinder of so iets, hoef jy niks anders te doen om te wys hoe sleg jy is nie. Deur net na die tong te luister, sien 'n mens sommer hoe sleg die hele mens is. Dit beduiwel jou hele lewe en alles wat jy doen. Dit help nie eintlik eens om goeie dinge te probeer doen as jou tong lelike dinge sê nie. Jou tong is soos 'n vuur wat jou hele lewe laat uitbrand. En die ergste is dat dit die duiwel is wat die vuur in jou mond kom aansteek en wat jou hele lewe kan vernietig. Die mens kan baie dinge regkry. Hy kan en het al allerlei diere mak gemaak, byvoorbeeld voëls of slange of selfs dolfyne of ander visse. Maar een ding kan hy nie regkry nie. Hy kan nie sy tong mak om net die regte dinge te sê en te keer voordat die lelike en verkeerde dinge uitglip nie. Dis of die tong altyd soek om iets verkeerd te sê. Dit is soos 'n slang met dodelike gif, reg om te pik. Hoe is dit moontlik dat ons met dieselfde tong baie mooi dinge van ons Here en Vader sê, maar omdraai en dan iemand so sleg sê dat die see hom nie kan afwas nie? Is daardie persoon nie ook deur God gemaak nie? Moet ons hom nie ook met respek behandel nie? Dink net, uit dieselfde mond met dieselfde tong kom daar die een oomblik mooi woorde en die volgende oomblik 'n gevloek. My liewe vriende, dit behoort tog nie so te wees nie. Het jy al 'n kraan oopgedraai waar daar terselfdertyd vuil en skoon water uitloop? Vriende, het jy al na 'n perskeboom geloop om te gaan druiwe pluk of na 'n vyeboom om perskes te soek? Net so min kan daar vuil en skoon water tegelyk uit 'n kraan loop. Dit geld ook vir die tong. Ons toenaderingslied is lied 159 vers 1, God is hier teenwoordig. Kom ons nooi om teenwoordig te wees en kom ons erken sy teenwoordigheid.
Broers en susters, as ons praat oor praat, dan praat ons nogal baie. Daar's soveel te sê hieroor, en daar's soveel praktiese uitdagings daar, en daar's soveel rumors daaroor, as ons nou eerlik moet wees. Die feit dat 'n mens flink moet wees om te luister en stadig om te praat, beteken nie mens moet stom deur die lewe gaan nie. Inteendeel, die Here sê nooit jy mag nie praat nie. Die Here sê, maar wanneer jy praat, laat dit goed wees. Laat dit tot stigting wees. Laat dit die wêreld 'n beter plek maak. En daarom kom Jakobus en dan wy hy uit oor hoe belangrik dit is om die tong op die regte manier te gebruik. Hy sê nie moenie jou tong gebruik nie. Miskien is hy liedjie gesing het van keer jou tong van kwaad praat, keer jou tong. Want hou die kinders hulle tonge so vas terwyl hulle dit sing. Maar ek is bang julle kyk vir my as ek dit my tong so vas hou, en dan gaan dit nie mooi wees nie. Toe los George dit liewer. Hy wil hom nou nie, julle moet almal net onthou hoe my tong lyk nie. Maar Jakobus praat oor die krag van woorde. En dan moet ons met Jakobus saamstem, ons almal struikel van tyd tot tyd oor ons woorde. As jy nou nog nie het nie, sal ek jou regtig graag wil ontmoet, want die van julle wat ek al ontmoet het, kan ek vir julle vir feit sê, het al oor hulle woorde gestruikel, selfs die heel beste van hulle. Oor die algemeen is dit nogal 'n menslike kwaal. En nou, ongelukkig het dit nou so geword, dat dit die een ding is waarvoor ons onsself verskriklik maklik verontskuldig. Ja, ek het dit nou gesê, maar ek was dan baie kwaad. Jy het my so kwaad gemaak, dat ek het gesê het, ja wel, dit is sekerlik so, jy het jou kwaad, maar jy het dit gesê. En dis wat Jakobus probeer sê, is hy sê, jy moet jou tong beheer. Wat help dit om te sê, ja, maar iemand anders het die kar se stuurwiel gedraai, nou is ons by die kraans af, jy gaan nog net so seer kry as wanneer jy self die stuurwiel gedraai het. Jou stuurwiel is in jou hande. Jou roer is in jou hande. Die vuurhoutjie waarmee die bos aangesteek word, is in jou hande. En dis wat Jakobus volgens vir ons probeer sê. Hy probeer vir ons sê, moenie dat hierdie kwaal, omdat dit algemeen menslik is, aanvaarbaar raak. Moenie dat dit oukei word in die wêreld om te lieg en te bedrieg en mense te verskeer met jou woorde nie. Dit maak die sonde nie minder nie, dit maak net dat daar meer sondaars is. En vir die Here gaan dit nie oor, almal doen dit nie, nog nooit nie. Vir die Here gaan dit oor wat's reg en wat's verkeerd. En broers en susters, ek dink in ons wêreld, en jy is baie welkom om van my te verskil, maar maak seker jy ken jou storie, in ons wêreld het dit so geword, dat as almal sê dis oukei, dan maak dit nie saak wat God sê nie. Ons sal sê, ja, ek weet die Here wil dit hê, maar almal doen dit anders, en dan is dit oukei. Dan word dit vir hierdie wêreld heeltemal aanvaarbaar. Dan word dit die nuwe manier van doen, ten spyte van wat God sê. En ons kry dit reg om onsself te regverdig. Maar ons sal nooit reg kry om dit voor God te regverdig, want God se maatstaf lyk anders. Jakobus herinner ons daaraan, dat die invloed wat die tong het, kan nie so maklik verskoon word nie. As hierdie vuurhoutjie die bos uitgebrand het, hoe sê jy, dis jammer. Hoe staan jy voor hierdie uitgebrande bos, hierdie vernietiging, en jy sê, ek het dit nou nie eintlik so bedoel nie. Want ons doen. Dis presies hoe ons mense lewe. Jakobus sê, dit kan nie wees nie. Hy gebruik twee metafore wat 'n positiewe rigtinggewende krag aan woorde koppel. Hy sê, dis stuurwiel wat die kar beheer. In die ou vertaling praat hy van 'n stang en 'n perd se bek. Hulle het toe nie karre gehad nie, hulle het perde gery. En die ander een is die roer van die boot. Maar dan kom hy met 'n negatiewe een. Hy sê, dis wat die tong kan doen. Die tong kan jou lewe rig, die tong kan jou lewe stuur. Hy sê, maar oppas, daai selfde tong is soos 'n klein vuurhoutjie wat 'n groot bos aan die brand steek. En dan sê hy nogal bekommerd oor hierdie laaste opmerking van hom. Hy sê, want die tong is 'n wêreld van ongeregtigheid. Ek stem met Jakobus saam, ek beleef dit ook so. Ek sien dit ook so. Hy sê, dit steek die hele lewensloop aan. Dis soos 'n rustelose kwaad vol dodelike gif, of soos 'n giftige slang wat reg is om te pik dan. In die
1983 vertaling sê, klink Jakobus 3 vers 6 tot 8 so. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood aan. En self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Broers en susters, natuurlik het die ou wat sy mond uitspoel 'n verantwoordelikheid. Natuurlik. Natuurlik is dit hy wat dit gesê het of nie gesê het nie. Maar ek en jy wat daarna luister het ook 'n verantwoordelikheid. En ek en jy wat hierna luister en dit dan loop en vertel asof dit die waarheid is, sonder om die waarheid na te vors, is net so skuldig. Jammer hoor, die bos wat jou, of die vuur wat jou bos aan die brand steek en uitbrand. Jy kan sê, ja, iemand anders daai vuurhoutjie gegooi. En jou bos, hy's uitgebrand. Ja maar niks, jou bos is uitgebrand. Jou lewe is uitgebrand. Jou lewe lyk dan soos hierdie een waarvan hier gepraat word, vernietig, verbrand, tot niet. Jy sien, natuurlik moet elkeen sy tong beheer. Natuurlik is en bly ek verantwoordelik vir wat ek gesê het. Maar natuurlik moet ek ook my ore beheer. En natuurlik moet ek dit wat gesê word, gaan meet aan dit wat God gesê het. Ons gaan vanoggend doop. En klein Mia gaan vir 'n oomblik haar moment of glory kry en ons gaan almal vir haar kyk, maar dit is nie regtig hare nie, is dit? Dis God se. Dit kom van God af. Wanneer ons sê, Mia, ons mag jou doop, sê ons, Mia, die Here het gesê ons mag jou doop. En die Here is verantwoordelik vir wat hy gesê het, maar ek en jy is verantwoordelik vir die feit dat ek en jy dit gehoor het. Ek en jy gaan vanoggend na 'n doop kyk en ons gaan sê, ag, dis te sweet. Of ons gaan sê, kinders kan nog nie eers kies nie. So net wat jy wil sê, ons sal by die antwoord daar uitkom. Die punt is, God het gesê, en ons moet luister. En nou sê ons, omdat ons geluister het. En nou sê ek verantwoordelik vir wat ek gesê het. Jakobus het van die begin af, julle sal onthou, toe ons begin het met die Pinksterreeks, het ons gesê, Jakobus het 'n ding oor dubbelhartigheid. Ek moet dit min of meer elke preek in Jakobus tot dusver gesê het. Jakobus het 'n probleem met dubbelhartigheid. Hy sê, hoe kan jy die Here en die Vader loof met jou stem, of met jou tong, en dan vervloek jy mense wat na die beeld van God geskep is met hierdie selfde tong. Hy sê, dis dubbelhartigheid. Hy sê, dit kan nie so werk nie. Dit mag nie so werk nie. Dit hoort tog nie so nie. Het jy dit nog nooit gehoor nie? Dat mense wat sê, nee, ek is 'n kind van die Here, maar, kom ons steek gou 'n bos aan die brand iewers. Gewoonlik daarom iemand anders se bos, want ons kyk daarom mooi na ons eie bosse, nê. Sien, Jakobus sê, dit kan tog nie. Hy sê, dis 'n teken dat daar iewers fout is. Hy gebruik 4 metafore om te wys hoe onhoudbaar hierdie manier van praat is. Hy sê, 'n fontein kan nie vars en bitter water gee, of 'n kraan vuil en skoon water nie. Miskien 'n kraan bietjie vuil water in die begin, en as jy mooi laat deurloop het, dan word die water skoon, maar dan dis of vuil of skoon. Hy kom nie in 2 sulke ou straaltjies uit wat 'n bietjie van elkeen gee nie. Ons weet dit mos. Of 'n vyeboom kan nie olywe dra nie. Ons weet dit tog. Of 'n druiwestok vye, of 'n brakfontein soet water, of perskes aan 'n wingerd. Jakobus is baie duidelik daaroor. Sekere goed kan nie. En dan probeer Jakobus, en hy dink ons het sy hele brief tot dusver gelees wat ons het. Hy sê, 'n mens se manier van praat moet by jou karakter pas. Jakobus het gesê, wat help dit jy sê al die regte goed en jy doen dit nie? Onthou julle die storie oor die vitals wat die paramedici toets by die ongeluk of by die toneel waar hulle 'n persoon kry, en dan check hulle vir die hart en die polse en bloeddrukke en allerlei goed wat ek nie eens mooi verstaan nie.
En dan sê hulle, yes, hierdie ou gaan dit maak, of hy's dood, want daar's niks. Jakobus sê, dis presies so 'n mens is. Jy kan praat, maar as jy getoets word aan jou dade, dis die vitals van 'n Christen, is dit wat hy doen. Nie die goed wat hy kwytraak nie. Polly kan ook sê, enigiets wat jy hom leer sê. Maar dit maak nie dat hy dit gaan doen nie. Broers en susters, ons kan nie meer net praat nie. Iewers moet ons aan die doen raak. Iewers moet Christen wees, 'n leefwyse word. Iewers moet Christen wees, 'n werkwoord wees. Wat help dit ons sê al hierdie mooi dinge en ons lieg ons leeg? Wat help dit ons sê hierdie goed en ons doen dit nie? Wat help dit ons steek bosse aan die brand? En dit in die naam van die Here. Terwyl sy woord sê, dit kan tog nie. Dis nie 'n manier van praat moet pas by jou karakter van die mens wat praat, wie jy is. Daar moet 'n verband wees tussen wat ons sê en hoe ons is en hoe ons doen. Wat help dit jy vertel vir almal, oor die Here is so goed vir my, deur sy genade lewe ek, en dan draai jy om en dan vernietig jy ander mense. Dan word jy die swaar kry in hulle lewe. Of die Here is ons lig, en dan gaan maak ek dit donker in ander mense se lewe. Lees jy dit iewers in die woord van God, want wat 'n woord lees jy dan? Ek het nog nie. Ek doen nogal moeite met die woord van God. Ek het dit nog nie raak gelees nie. Ek het nog nie raak gelees dat jy dit moet moeilik maak vir kinders van die Here om kinders van die Here te wees nie. Jy sien, daar sal 'n verband wees tussen wie ons is en wat ons sê. En as jou woorde nie bevestig dit wat jy graag wou wees nie, hierso is vir jou boodskap uit die hart van die lewende God uit, verander, gou. Want jy weet nie hoe lang tyd is daar nie. Die rede hoekom dit so sal wees, 'n koppie oorvol soet water kan nie 'n druppel bitter water stort nie, maak nie saak hoe hard jy dit stamp nie. Want dis wat in hom is. Jy kan daai koppie breek en dit wat gaan uitloop, gaan soet water wees. Sê ek wat dit uitgedink nie, Oswald Chalmers het dit uitgedink, lank terug al. En is waar. Dit wat in jou is, of dit wat uit jou kom, is dit wat in jou is. My broer en my suster, en of hulle jou uitvang of nie, wees deur God gewaarsku vanoggend. Dit wat uit jou uitkom, is wat in jou is. En as dit die gif van die slang is daar nie vir jou plek in die hemel nie. Gaan lees weer Psalm 15, die hemel is nie vir almal nie. Dis nie ek wat dit sê nie, is die lewende God wat dit sê. En ek en jy sal moet ernstig raak hieroor. Ek en jy sal hierdie ding moet begin verstaan. Ons kan nie maar aanhou op die ou manier dink ons gaan 'n nuwe uitkoms kry nie. Ons sal moet begin let op wat ons sê. Ons sal moet begin let op waarna ons luister. Jy sien, hierdie vermaning is uiteraard op alle gelowiges van toepassing, maar hoor wat sê Jakobus hier. Hy sê vir al leermeesters, ons hou ons af van hom almal te wil leer. Wel, die ouens in die gemeente wat my nou al wil leer hoor, iets wat ek gedog het, ek het 'n bietjie meer ervaring en kennis van as hulle. Hy sê, julle moet oppas. Om iemand anders te leer, beteken jy weet van beter. Dit beteken jy moet sorg dat jy van beter weet. Hy sê, leermeesters gaan strenger beoordeel word in terme van die ooreenkoms tussen hulle woorde en dade, maar spesifiek ook aan die rigtinggewende of vernietigende krag van hulle woorde. Dink julle die Here sal okay wees daarmee, as ek okay is daarmee, dat julle goed sê en doen in die gemeente, wat nie van God afkom nie. O, ek skuldig, daar sal tye waar ek stil gebly het, waar ek lankal my swepe gevleg het. Dis reg, ek en die Here sal dit moet uitsorteer, en ek sal verantwoordelikheid moet vir daarvoor. Jy moet dink, jy's kwyt geskel daarvan nie.
jy gaan dit ook moet hoor. En as jy dan nou nog in 'n lerende posisie is, en die ouderling in 'n gemeente is 'n lerende amp. Versigtig. Jy waag dit op baie gevaarlike terrein. Want jy is in die posisie om te sê, die Here sê, daarom doen ons, of ja, die Here sê, maar nie vir my nie, dankie. Wees gewaarsku. Jakobus sê, hierdie is sonde. Hy sê, jy moet nie dink jy kan met God speel nie. Jy moet nie dink jy kan God uit die kas uithaal en sê, nou sê ons God, en net nou is dit 'n party, so ons druk jou in die kas en maak die deur toe nie. Hy sê, oppas daarvoor. En moenie God gebruik as ek doen dit vir die Here en dan doen jy nie wat hy wil hê jy moet doen nie. Nooit nie. Jy mag dit nie doen nie. Dis 'n vergrype aan God. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie, lees ek iewers raak. Ok, julle weet presies waar nie. Jy sien, daarom as ek en jy 'n roeping van God aanvaar, moet ons weet, hier kom verantwoordelikheid. Wanneer ek sê, maar die Here het vir my gesê, en dis nie waar nie. Broer en suster, as jy sê, die Here het gesê, en hy het nie, is dit sonde teen die Heilige Gees. Hoekom? Wat is sonde teen die Heilige Gees? Wanneer ek iets sê, kom van God af, en dit het nie van God af gekom nie. Of ek sê, dit kom van die duiwel af, maar dit het van God af gekom. So leer die woord van God ons. Dis sonde teen die Heilige Gees. Wat sê die woord van God oor sonde teen die Heilige Gees? Hy sê, dis 'n sonde wat nie vergewe sal word nie. Die enigste sonde wat nie vergewe sal word nie. Moenie sê God het gesê nie. Moenie sê ek doen dit in God se naam nie. Nie as dit nie waar is nie. Dis gevaarlike terrein. Hoekom sê Jakobus, dis 'n vuur wat 'n bos uitbrand. Hoekom sê hy, dis 'n gif? Kom ons kyk gou weer hoe hy dit gestel. Hoekom sê hy, dis 'n rustelose kwaad vol dodelike gif? 'n wêreld van ongeregtigheid. Want broers en susters, dis presies wat dit is. Jakobus sê dit, want dis wat dit is. Dit is baie maklik om liewer by die wêreld se reëls in te val. Maar daar's nie redding daarin nie. Dit is baie maklik om liewer te doen wat almal doen. Want dit is gewoonlik nogal prettig vir so lank dit hou. Dis hoekom almal dit doen. Maar dit is gewoonlik vernietigend. Jy kan ook met hierdie vuurhoutjie die bos in die brand steek en eers sê, dit is lekker warmer as wat dit net nou was. Maar wanneer daar net as en swart gebrande roet lê, wat dan? Hoe lekker was daai bietjie hitte dan nou? Jakobus sê, moenie dit doen nie. Jakobus sê, kyk na wat jy met jou tong aanvang. Daar's mense wat ons instorm soos 'n boel in 'n China shop en alles om hulle breek en dan sê hulle op daai tyd, ja, dis nou maar hoe ek is. Fantasties. Daar's 'n spesiale plek in die hel vir mense wat so is. As jou hollebol pas in die hel, gaan dan. Maar as jou prentjie in die hollebol van die hemel pas, my broer en my suster, werk aan hierdie shape, sodat jy daar kan inpas. Werk met jou tong. Jy sien, 'n roeping, of dit nou is as 'n amptdraer, of dit is as 'n Christen, is 'n ernstige saak. Want wanneer Jesus iemand roep om hom te volg, dan sê hy, jy moet jou kruis opneem. En Jakobus sê, jy gaan geoordeel word daarvolgens, want jy het mos nou beter geweet. Jy het dan nou geweet wat God sê. Jy het dan nou geweet wat jy moet doen. Doen jy dit? Sê jy dit? Praat jy dit? Of is hierdie roer van hierdie groot skip besig om jou rotse toe te vat? Die klein roer, die klein tong. Dis die woord van die Here.
Dis wat God sê. Hy sê, roeping is nie vir almal nie. Moenie speel daarmee nie. As jy het gevat het, moet jy weet, jy gaan verantwoordelik gehou word. En jy kan sê, ja, maar hulle het gesê, jy het geluister. As ons maar net elke keer so mooi luister wanneer God sê, soos wanneer ons luister na wanneer hulle sê, wat 'n ongelooflike wêreld gaan dit nie wees nie. Maar hulle sê seker harder as God, of ons luister meer na hulle as na God. En dan kom hulle tonge, en hulle kom verbrand die bos van my lewe. Jy sien, woorde het ongelooflike krag. Dit kan rigting gee en dit kan ook vernietig. Die geheim lê in die gebed om wysheid te vra van God. Wysheid wat van bo af kom. Wysheid van hierdie God wat vrygewig en genadig voorsien, soos ons in Jakobus 1 vers 5 mos gelees het. Jy sien, hierdie tong is die een waarmee ons God moet loof en prys en moet sê ja, Here. Nie waarmee ons sy kinders moet vernietig nie. Waar God se wysheid die deurslag gee, kom daar vrede en geskied reg en geregtigheid. Daar word dinge reg gedoen. Ongelukkig broers en susters, is dit nie waar dat net woorde kwytraak die lewe verander nie. Al beïnvloed dit die rigting daarvan baie sterk. En al steek dit vure aan. Hoekom? Jou woorde wys wat in die beplanningskantoor van jou gedagtes aangaan. Want jou woorde kom hier uit. Ek weet baie mense se monde praat lank voordat die brein ge-engage is. Maar as hulle monde so geleer het. Jy sien, jou woorde wys wat in die beplanningskantoor aangaan. Want hierdie beplanning word daad of woorde. Hierdie woorde word dade. Hierdie dade word gewoontes. Hierdie gewoontes vorm jou waardes. Dis die reëls waarvolgens jy leef. Hierdie waardes bepaal jou lewe. En hierdie lewe bepaal jou bestemming. Hierdie lewe bepaal waar jy gaan eindig. Hoekom? Omdat goeie dade red? Nee, omdat Christus red, maar hy sê, volg my, so kom agter my aan, doen wat ek sê. Dis hoekom. Ons het 2 weke terug juist by Jakobus geleer dat net sê niks beteken nie. Dit het geen hartklop nie. Ek het al baie keer gewonder, kyk, in ons wêreld is daar 'n paar goed wat nogal gereeld feature. Die ander een is, moet dit net nie spreek nie. Nou, kom ek sê nou vir julle uit die woord van God uit. As jy alles kan regspreek, kom ons besluit nou vanmôre, almal van ons, as 'n span, kom ons wys en ons boere kan saam staan. Kom ons spreek die ekonomie reg. Want hierdie aan sê, as jy iets sê, gaan dit gebeur. Kom ons sê vanoggend, kom ons begin hier voor. George gaan eers sê, hy het 'n lekker sterk stem. George, as ek sê, nou is jou beurt, dan staan jy op, dan sê, ek spreek nou die ekonomie reg. En dan môreoggend ons opstaan, dan het ons almal geld in die bank. Al die stroopers is vol diesel. Manne, pret. Kom ons spreek dit dan. Maar moenie nou vir my sê, nee, maar dit werk nie so nie. Want hoe werk dit dan? Jy sien wat ons spreek, natuurlik rig dit ons gedagtes. As ek spreek en sê, ek wil graag hierdie reg hê, en ek gaan werk daaraan om dit reg te maak, dan glimlag die Here, en dan ondersteun hy my werkspoging om dit reg te maak. Maar spreek alleen sê niks. Ek is baie jammer as jy nie hou van wat ek nou sê nie. Maar as spreek alleen iets kon maak, hoekom spreek ons nie al hierdie gemors weg nie? Hoekom spreek ons nie sonde in sy glorie in nie? Hoekom spreek ons nie net die duiwel uit die prentjie uit nie? Hoekom spreek ons nie net ons vrou dat sy so goed is soos wat ons wil hê sy moet wees nie? Of onsself dat ons so oulik is soos wat ons hond dink ons is nie? Lekker maklik man. Want weet julle hoekom? Want Christene vat nie verantwoordelikheid nie. En daarom het ek nou gespreek. En die feit dat daar niks gebeur daaraan nie, oor ek niks gedoen het daaraan nie, en dit terwyl die Here gesê het, heers oor hierdie aarde, nie spreek oor hierdie aarde nie, heers daaroor. Ons doen dit nie.
Want ons het verskonings vir alles. Heers oor hierdie aarde. En ja, spreekwoorde het krag. Ek ontken dit vir geen oomblik nie. Dit kan rigting gee en dit kan vernietig. Maar om dit te verander, gaan jy iets moet doen. Ja, party van hierdie pro's spreek net ouens. Spreek net vrede en rykdom en Taramagoe, daar is dit. George, jy hoef nie te sê nie, ek sien die anders gaan nie saamwerk nie, dis net ek en jy vanoggend. Broers en susters, ons gaan swaarder geoordeel word as ons die waarheid ken. Moet nooit, ek beveel jou in die naam van die lewende God, moet nooit sê, ek weet wat die Here wil hê, maar ek gaan dit nie doen nie. Nooit. Dink eerder 'n verskoning uit, moet net nie dit sê nie, want jy vat dit op jou. Nooit, nooit, nooit. Jy sien waar God se wysheid nie die deurslag gee nie, daar heers wanorde en allerlei gemeene dade. Daar word vernietiging groot gemaak. Dink na oor wat God vir jou prakties in hierdie gedeelte wil sê. Dink na oor die gevolge van hierdie roer van ons lewe. En vra jouself af, wat vra dit van jou? Want dit vra iets van jou. Maar vra ook, wat beloof dit vir jou? Want wanneer jy reg stuur, kom jy by God uit. Vra dan, wat moet jy hiervan dink? En my broer en my suster, dan kom jy by die punt en vra vir jouself, wat moet ek hiermee doen? En gaan doen dit dan. Moenie net praat nie. Doen. Dis wat God van jou vra. En maak seker wanneer jy jou ore uitleen, dat dit oor die regte goed gaan. Besluit hoe jy hierop gaan reageer, op hierdie woord van God. Want hy het dit vanoggend vir jou en vir my gestuur. Ek en jy moet hierdie woord vat, en ons moet iets hiermee gaan doen. Sê vir die Here, dit wat ons besluit het, hoe ons gaan reageer. Skryf dit in jou joernaal as jy met so iets werk. Laat die oortuiging waarmee God se woord jou laat dit jou lewe bepaal. Maar gaan doen. So spreek die Here. Ek wil afsluit met die woorde van Lise Beekman. Daar is net een ding wat ek by jou wil weet. En ek gaan hierdie vraag net een keer vra. Het jy vergeet, woorde het vlerke? Dit begin by 'n gedagte, 'n wete, 'n keuse in jou kop. Wat jy dan sif deur die gate en die pype van jou hart, of nie. Dan gaan die boodskap na jou tong, jou lippe, en jy sê dit hardop. Jy verloor alleen reg, of jy ooit die reg gehad het, of nie. Dit word 'n gedagte, 'n wete, 'n keuse, in 'n ander een se kop, wat dit dan sif deur die gate en die pype van 'n hart, of nie. Die boodskap gaan na 'n tong, lippe, en 'n ander een sê dit, hardop. En jou self veroorloofde alleen reg woorde, draai, maal, kolk en stort, en word asof volksbesit. En dae, weke, maande, tyd later, kom lê jou woorde in my oor, woorde oor my, rondom my, en dit vat aan my. En ek probeer en weer, om dit te sif, deur die gate en die pype van my hart. Maar dit lê soos klippe in 'n sif van die fynste ogiestraat. En ek dink, jy het vergeet. Woorde het vlerke, dit vlieg.
En hoe langer die vlug, hoe moer raak die vlerke. En dit sak laer, laer en laer. En ek wens jy het in my oë gekyk, en die woorde oor my liefs in my kom lê, dan was die vlug soveel korter, die vlerke soveel sterker, en ons albei kon vlieg. Amen. Ek wil vra dat Tinus en Wilma Loos hier voor die kansel kom staan en saam met ons na die doopformulier sal luister. Tinus en Wilma, God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan, dit word 'n verbond genoem, en die goeie nuus, babiekies is deel van hierdie verbond van God. Babiekies is deel van hierdie gesin met wie hy hierdie spesiale verhouding wil hê. Die verbond is eintlik 'n soort testament waarin God 'n erfporsie aan sy kinders bemaak. By die doop bied God hierdie erfporsie aan elke kindjie van gelowige ouers aan. Wat behels die erfporsie? Jou kind word verseker dat God ook sy of haar God wil wees. Dit beteken, hy wil jou vader wees wat vir jou sorg en wat jou lief het. Hy wil as Jesus Christus jou verlosser en beste vriend wees. Hy wil as Heilige Gees in jou kom woon en jou 'n nuwe mens maak. Hierdie geskenk kom van God en geen mens kan dit verdien nie, want ons sonde waarmee ons al gebore is, veroorsaak dat ons die dood verdien. Broers en susters, ek wil weer sê, as jy die doop sien as 'n bekeringsteken, wag dan tot jy bekeer is, maar as dit God se verbondsteken is, dan vat jy dit by God soos hy dit gesê het. Ag, daar ouwe seentjies, ek sal nou weer iets daaroor sê. Dis Jesus wat die straf vir my sonde op hom neem en aan die kruis in my plek sterf. Daarom kan hy nou die ewige lewe as geskenk vir my aanbied. Selfs al verdien ek dit nie. Die babiekies wat nog niks hiervan verstaan nie, is nie 'n probleem nie. Dit sê juis, hulle kan nie verdien nie, maar net ontvang. Mia kry dit by God, oor God sê, wow, ek like jou Mia. Nie oor julle so oulik was, natuurlik is julle oulik ook, maar dis ook genade. Een van die maniere om te verduidelik wat daar in die kerk sal gebeur, is om te sê, dis soos 'n opvoeding met verskillende karakters. Dis belangrik om te besef wat elke karakter se rol is in hierdie doop. God, hy is die hoofkarakter. Hy neem die inisiatief. Hy sê, dis hoe ons dit gaan doen. Hy staan voor julle babiekie met 'n aanbod. Ek wil jou God wees en met 'n versoek. Sal jy my kind wees? Dis amper soos 'n huweliksaansoek. En dan Mia, die kind, is die ander rolspeler. Sy verstaan nou nog niks hiervan nie. Sy word hier ingedra en ons gooi haar in koue water teen die tyd. Ek weet, dit was warm vroegoggend, maar dit sal nie help nie. En sy weet nie eers hiervan nie. Maar ek het nie geweet hoe Jesus aan die kruis vir my gesterf het nie. En nou is ek gered daardeur. Sy weet nie, maar God nooi haar in sy verbond in. En sy word deel daarvan. So al verstaan sy dit nie. So sy groter word, moet dit vir haar verduidelik word. En dan moet sy op die punt kom waar sy dit ook aanvaar en sê, ja Here, ek wil die kind wees. En dan ook sê, dankie dat U al klaar my Vader is. Dankie Here dat hierdie nie my keuse eers was nie. U is so goed vir my. Dis wat julle al gaan leer. Dan is die ouer natuurlik die ander rolspeler. Die ouer moet self 'n persoonlike verhouding met die Here hê, voor die kind dit kan beleef, want die ouers moet dit vir die kind voorleef. By die doop by die ouer, die kind aan die Here, die kerk help maar net die ouer, byvoorbeeld met sondagskool en met eredienste, om haar van die Here te leer. Dit bly die ouer se verantwoordelikheid om vir die kind te wys dat die Here leef en dat die Here haar liefhet. Dan is die gemeente ook betrokke, broers en susters. Die gemeente is by die doop getuies van julle belofte. Hulle is verder die familie waarby hierdie klein dogtertjie ingetrek word. Hulle is ook julle twee se broers en susters en julle help met die groot maaktaak. Broers en susters, in lyn met vanoggend se boodskap, ek en jy aanvaar vanoggend die verantwoordelikheid om vir Mia die regte woorde te laat hoor. Want ons het tonge wat deur God aan ons gegee is. Verstaan jy dit? Hierdie verantwoordelikheid?
Daar's verkeerde redes om jou kind te laat doop. Dis miskien deesdae effens minder so, maar vroeër was jy heeltemal uit as jy nie gedoop is nie, en as jy nie jou kinders laat doop het nie. Om 'n goeie Afrikaner te wees, het beteken om aan die NG Kerk te behoort, gedoop te wees en jou kinders te laat doop. Nou weet ons, dis lankal nie meer die wêreldse siening nie. Ons moet maar by God hoor wat sy siening is. Mense het dikwels nie 2 keer gedink oor wat dit beteken om gedoop te word nie. Dit word maar net so gedoen. Moenie om hierdie redes doop nie. Mense was bang dat as hulle kindjie nie gedoop het nie, en sy kom iets oor, of nog erger, dat sy dan hel toe sal gaan, omdat sy nie gedoop is nie. Dis nie heeltemal waar nie. Ons gaan nie hel toe oor ons gedoop is, of hemel toe oor ons gedoop is, of hel toe oor ons nie gedoop is nie. Ons gaan hemel toe oor ons Jesus Christus as ons verlosser aangeneem het. En vir kinders wat nog nie die keuse kan maak nie, sê God, jou kinders is ingesluit in hierdie verbond. Daarom kan seentjies die teken van die verbond ontvang, wat 'n bloedteken was voordat dit deur die doop vervang is. En as jy wonder of dit regtig deur die doop vervang is, gaan luister 'n bietjie, gaan lees Handelinge en kyk na Paulus en Petrus se stryd rondom doop versus besnydenis. En dat hulle gesê het, hierdie is dieselfde saak. Moet tog nie albei doen nie, is totaal onnodig. Doop. Gaan lees dit vir julleself. Dit is tog belangrik dat ons dit verstaan. So die doop red nie, hoor. Die doop is die teken van hierdie verbond waarbinne ons gered word. Anders is ons almal gedoop, is amper so spreek, nê. Ons sit hier so kraan buite in die pad en almal wat verbykom, doop ons vinnig of spuit sommer die kar nat en taramagoe, die hele wêreld's gered, fantasties. Nie waar nie. Die doop sê net, my kind, ek wil hê jy moet deel wees van hierdie verbond. En ek en jy sê, ja Here. Ekskuus. Dis wel 'n teken daarvan dat God jou so lief het, dat hy sy seun in jou plek laat sterf het, sodat jy kan lewe. Onthou ook asseblief dat die doop nie 'n naamgee-seremonie is nie. Julle het nie tot vanmôre gesê, Sissa, en dan as julle hier uitstap, dan sê julle, nou sê jy Mia nie. Sy het 'n naam gehad, sy is geregistreer, daai selfde dag al. By die doop kom bied God net aan om te sê, Mia, jou naam is nou op my lys. As die doop betekenis wat van mense afkom, besluit rustig oor wie, wanneer, deur wie, waar gedoop moet word. Maar as dit 'n teken van God is, dan volg ons sy voorskrifte. En hierdie is vir julle en julle kinders. Dit staan in Genesis 17, daar sê God, ek verder sê, my ooreenkoms met jou en jou kinders, moet julle van julle kant af gehoorsaam. Daar is een ding wat julle moet doen. Julle mag dit nie vergeet nie. Jou kinders moet dit vir altyd onthou. En dit is dat al julle mans besny moet word aan hulle geslagsorgane. Elkeen se vooruit moet 'n mes besny word. Dit sal die bewys wees dat julle myne is en dat ek julle God is. 8 dae oud, rarig nie in staat om te kies nie. Die Here kom en sê, hoor hier is nonsens, laat net die mans in die kerk mag wees. Kom ons kry die vrouens ook in en ons doop hulle. En dis waar dit vandaan kom. Maar dis God se teken en daarom besluit hy hoe dit lyk. Nie ek en jy of wie ook al anders nie. As julle dit glo, Tinus, Wilma, dan gaan ek vra dat Mia ingebring word sodat sy saam ons na hierdie vrae luister, want dit is die eerste tree op hierdie pad wat sy moet loop. Ek sien daar's 'n roering van die waters agter daai donker venster. Herken sy haarself op die skerm. Wat 'n mooie mens. Tinus en Wilma en Mia, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel Mia as sondaar in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, sy nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Ten derde, beloof julle om Mia, van wie julle die vader en die moeder is, te leer wat die doop beteken
en hulle harte laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. Wat is hier op julle antwoord? Ek gaan nou vir Mia doop, maar ek gaan vra dat voordat ek haar doop, Tinus en Wilma hulle hande ook in daai doopwater, net laat hulle voel hoe koud is dit wat hulle kind bring om te voel. Nee, nie daaroor nie. Dat julle hande in die water sal druk om te onthou van julle doop. Al kan julle nie onthou daarvan nie. Vat my woord. En dat hulle daarmee sal sê, soos wat ons deur die Here gedoop is, geroep is, en daarom Mia se ouers is, so bring ons haar, omdat ons die Here se roepstem vir haar ook gehoor het. So kom ons gaan doen dit dan presies so. Ek sê so bad wat jou ma gesê het, raar, eintlik 'n nice oom. Julle kan vir my hierso voel hierdie water hoe koud is dit. Mia Loos, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ja, maar Vader, ons bring vanoggend vir Mia na U toe. Ons bring haar omdat Tinus en Wilma kinders van U is. Omdat hulle binne die verbond leef en U gesê het, hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Ons bring haar omdat U haar geroep het. Nou bid ons vir hulle as 'n gesin. Here, wees met hulle, wees hulle genadig, leer hulle die dinge wat U wil hê hulle moet leer. En help hulle om vir klein Mia te leer, dat U haar lief het. En help haar om U terug lief te hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mensig, nee, ons doen hierdie dinge. Sy gaan nou 'n WhatsApp stuur en sê, ek het haar probeer verdrink, op haar status sit. Suikerbosrand, hier is ons vaste lidmaat. Klein Mia, broers en susters, jy het 'n verantwoordelikheid. Die Here gaan van jou vra, of jy met jou woorde en met jou manier van leef, hierdie klein dogtertjie, sy lewe gebou of vernietig het, rigting gegee het, of die bos afgebrand het. Mag die Here jou genadig wees, sodat jy hierdie verantwoordelikheid kan nakom. Kom ons sing vir haar, ons aanvaar haar met die liefde van ons Here, en sy sê, julle is ook okay, sy sal julle ook maar vat. Kom ons sing dit vir haar. Ek weet op 'n stadium het julle 1 gekry, en toe daarom 5, so. Baie gelijk. Dat is al Bybel, baie gelijk. Dat is heel kras. Broers en susters, kan ek vra dat as Mia se oupas en oumas wat hier teenwoordig mag wees, of enige grootouers of grootouers net vir 'n oomblik sal vir ons opstaan, wys waar hulle is. Dit klink vir my, dit kan ook. Baie geluk met klein Mia se doop. Ek dink as 'n mens mooi daar dink, is dit seker een van die grootste komplimente vir grootouers, as hulle sê ons het ons kinders deur hierdie pad gevat, waar hulle verantwoordelikheid so besef dat hulle kinders nou al bring. Baie, baie geluk, mag sy vir julle groot vreugde bring, en mag julle deur die genade van die Here
altyd onthou en sien dat sy julle grootste geskenk kan wees. Baie geluk. Met 'n klein bietjie lak is my volgende een my eie kleinkind. Ons sal maar sien. Broers en susters, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Vandag is ek weer diep bewus van my skuld voor U. Here, as ek Psalm 51 lees, dan voel ek om alhortend Dawid se gewaarwordinge woord vir woord na te sê. Ek erken, Here, dat ek deurtrek is met sonde. Hoe dikwels het ek nie in die verlede al so vaag weggebid, vergewe al my sonde. En soms het ek nog vir die nodige effek bygesê, my menigvuldige sonde. Maar Here, meestal was dit sommer net ydelle herhaling van woorde, U weet dit. Vandag, Here, wil ek egter my sondes voor U by die naam noem. Ek begin by die gedagtes wat in my kop opkom, en wat ek dan troetel en weer dink. Al weet ek dis verkeerde gedagtes, Here. Ek bely hoe baie keer my gesindheid verkeerd is. Dis nie dat ek iets verkeerd doen nie, Here, maar my hyperkorrekte optrede wys juis dat die gesindheid van my hart nie reg is nie. Here, ek erken die manier wat my tong het om sy eie pad te loop sonder dat ek hom bedwing. Onnadenkend praat ek so maklik, sonder om te dink watter skade my woorde kan aanrig. Ek vergeet, of baie keer is dit aspres, wat Jakobus gesê het, van 'n klein vuurtjie wat 'n groot bos aan die brand steek. Mense wat na my kyk en luister, sien niks van die liefde en genade in my nie. Help my, Here, om in my werk, in my gesin, in my ontspanning, 'n lewende getuie vir U te wees. Here, vergewe my die dinge wat ek versuim om te doen, die kere wat ek stil bly wanneer ek iets moes gesê het, en wegdraai wanneer ek iets moes gedoen het. Dankie dat U wat my so goed ken, Here, my tog vergewe om Christus ontwil. Ek wil vanoggend by U pleit. Begin asseblief van vooraf met my, Here. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam op die ganse aarde. En Here, wat is die mens dan dat U aan ons dink? Ons is wat U ons gemaak het. U genade maak ons meer. Sien dan ons harte vanoggend, Here, en hoor as ons kom sê, dankie, Hemelvader. Amen. Broers en susters, ons slotsang, ons antwoord op die prediking, op die woord van die lewende God, sê, as ek maar net sou praat, en ek doen nie, dan beteken ek niks. Mag die Here gee, dat ons nie net sal praat nie. Kom ons sluit af met praat ek mense engele tale. Kind van God, jy is nie per ongeluk hier nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou en hy werk in en deur jou, daar waar jy is. Glo dit, leef dit, in die liefde van God die Vader en die genade van Jesus Christus ons Verlosser, deur die krag van die Heilige Gees, ons Trooster. Amen.